Goeiemôre vriende en liewe jongmaats, aan julle almal baie welkom by hierdie huis-erediensbijeenkoms. Het is so wonderlik dat al is ons nie fisies by mekaar, die dalk kilometers ver van mekaar af, dat die Heilige Gees ons tot 'n eenheid bind op so 'n manier, dat ons ook vanoggend hierdeur die gemeenskap van gelowiges kan ervaar. Aan julle almal hartlik welkom. Aan julle wat in hierdie tyd verjaar, of julle huweliksherdenkings vier, ons wens julle toe die Here sy rykste seëninge. Kom ons begin hierdie diens saam, deur saam te bid. Hierdie erediens word gehou in die naam van hom wat elkeen van ons uitnooi, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, want my las is lig en my juk is sag. Amen. As ek my hand ophef, ontvang dit as 'n teken dat die Here jou vanoggend persoonlik wil seën. Genade, barmhartigheid, liefde en vrede vir jou, van God ons Vader, en van die Seun Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op hierdie seëngoed van die Here, deur saam te sing, lied 190, kom ons sing dit van harte, en kom ons maak die naam van die Here hierdeur groot. Ons skriflesing kom vanoggend uit Handelinge 16, ons gaan saam lees vanaf vers 22 tot 31. Maar voordat ons gaan saam lees, wil ek graag net 'n bietjie agtergrond gee. Die stad Filippi was die eerste stad wat Paulus op Europese bodem besoek het tydens sy eerste sendingreis. En hier in Filippi het hy vir Lydia ontmoet. Sy was 'n dame wat pers wolmateriaal verkoop het. En Lydia en haar hele gesin het tot bekering gekom. Later was daar ook ander mense wat tot bekering gekom het, en so het Paulus die eerste Christelike gemeente in Filippi gestig. Hulle het baie saamgebid, hulle het by die bidplek saamgekom om die Here te loof en te prys. Natuurlik sou Paulus ook die teenkanting van die stadsbestuur van Filippi kry, en dit is presies ook wat gebeur het hier in Handelinge 16. Kom ons lees dit saam. Die skare het ook teen Paulus en Silas gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moes kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste stel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap.
Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu, moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier. Toe die tronkbewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitentoe gevat en gevra, menere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Ons teksvers is Handelinge 16 vers 25. Teen midderdag het Paulus en Silas gebid en tot lof van die Here gesing. Die gevangenes het na hulle geluister. Soos wat die tyd aangestap het, het daar 'n mooi gemeente in die stad Filippi gegroei. En ons weet dat daar 'n besondere band was tussen Paulus en die gemeente in Filippi. Gaan lees maar die boek Filippense, dis 'n brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente vanuit die tronk in Rome. En die hooftema van die boek Filippense is dat daar blydskap en vreugde in ons lewe moet wees. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Selfs onder treurige omstandighede moet daar blydskap en vreugde in ons lewe wees. Want ons blydskap lê nie in ons omstandighede nie, maar ons vreugde en ons blydskap lê in die Here, wat in al ons omstandighede triomferend en oorwinnend teenwoordig is. Om met blydskap te lewe is natuurlik nie net waar van die boek Filippense nie. Die hele Bybel roep ons op om met blymoedigheid te leef. Dink maar aan Habakuk se woorde toe hy gesê het, al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek jubel in die Here my God. Gaan lees die psalms. Ons word opgeroep om lofsange, dankliedere tot eer van die Here te sing. Ek dink sommer in Psalm 100, juig al wat leef, dien die Here met blydskap. Gaan die tempelpoorte met lofliedere in, met dankliedere in die tempel. In Matteus 6 sê die Here ook vir ons dat ons nie moet bekommer oor die lewe nie, want bekommernisse steel en beroof ons van vreugde en blydskap. Spreuke 15 vers 15 is so waar. 'n bedrukte mens se lewe is altyd sleg, maar 'n blymoedige mens se lewe is 'n fees. Ongelukkig is dit waar dat baie van ons as kinders van die Here sukkel om met blydskap en met blymoedigheid te lewe. En ek dink die rede daarvoor is omdat ons binnekamer losmaak van die praktyk van elke dag se lewe. In ons binnekamer, in die erediens, die omgeegroep of die selgroep, daar loof ons die Here, prys ons die Here en getuig ons van die Here. Maar in die praktyk van die lewe leef ons met hangskouers. En klink ons nie soos mense wat in die Here glo en die Here vertrou nie, en lyk ons ook nie soos mense wat weet dat die Here in beheer is en 'n plan met ons lewe het. Ons kan nie ons blydskap en ons blymoedigheid uithaal vir die bidplek of vir die binnekamer nie, en dan in die praktyk van die lewe vergeet om met blydskap te lewe. Ek het al baie keer gehoor dat mense vir my gesê het, ek weet wat in die Bybel staan, maar dit werk nie vir my in die praktyk van die lewe nie. Ek weet dat ek vriendelik en sag en inskikkelik moet lewe, maar ek maak my kinders hart groot, want ons lewe in 'n harde wêreld. Ek weet dat ek my naaste moet lief hê, maar weet jy wat my naaste my al aangedoen het? Ek weet ek moet vergewe, maar jy ken nie my baas nie. Ek weet dat die Bybel vir my sê, ek moet die Here vertrou, maar jy ken nie my finansiële posisie nie. Ek weet die Bybel sê, ek moet blymoedig lewe, maar kyk hoe lyk ons politiek, die ekonomie, kyk hoe lyk hierdie wêreld vol corona. Vriende, as jy jou binnekamer losmaak van die praktyk van die lewe, sal jy sukkel om die Here te ervaar as 'n liefdevolle Vader wat sorg en omgee. Paulus en Silas het verstaan dat die praktyk van die lewe en die binnekamer by mekaar pas. En daarom daar by die bidplek het hulle die Here gelowig geprys, maar toe hulle die praktyk van die lewe gevang word, stikkend in flenters geslaan word, in 'n tronk gegooi word, hulle hande geboei en hulle voete in blokke, ook daar in die treurige omstandighede, het hulle die Here geloof en geprys. Vers 25 sê, toe dit middernag geword het,
het hulle gebid en lofliedere gesing en die medegevangenisse het na hulle geluister. Sien, Paulus en Silas het 'n groot waarheid verstaan en dit is dat hulle het nie net 'n boodskap om te verkondig nie. Hulle is die boodskap. Veral in tye van swaar kry, is hulle lewe die boodskap, dra hulle lewe die boodskap wie God is en dat God by hulle is en hoe die koninkryk van God werk. Liewe vriend, ek en jy het nie net 'n boodskap om te verkondig nie. Ek en jy is die boodskap. Ons lewe is die boodskap vir hulle wat na ons lewe kyk en nie wil kyk nie, wat na ons lewe luister, nie wil luister nie. Ons lewe dra die boodskap in hierdie wêreld, wie God is, wie in beheer is, waar ons hoop kry, waar ons troos kry. En daarom my hele lewe, in die praktyk van die lewe, daar waar ek swaar kry, my houding, my gesindheid, my gedrag, hoe ek met mense werk, hoe ek van hulle praat, my liefde, dit is die boodskap wat ek leef vir die wêreld. Ek dink dit is belangrik om kennis te neem dat slegs 7% van die inligting wat ek aan ander mense oordra, kom deur my woorde, kom deur verbale woorde. 93% van die inligting wat ek oordra aan ander mense, kom deur my lewe, deur my voorbeeld, deur my gedrag, my houding, my gesindheid. Dis waar, woorde wek, maar voorbeelde trek. En daarom heg mense baie meer waarde aan my lewe as aan my woorde. Want sien, my lewe is die boodskap wie God is. En dis waarom die medegevangenes soveel waarde geheg het aan Paulus en Silas se lewe. Toe hulle teen middernag lofliedere sing en daar kom 'n aardbewing en die fondamente van die tronk skud, die deure gaan oop, toe vlug niemand. Want hulle wil daar by Paulus en Silas wees. Die tronkbewaarder vra, wat kan ek maak om gered te word? Want sien, Paulus en Silas het geweet, ook daar in die tronk is hulle lewe die boodskap. Jy weet, as 'n mens deur 'n moeilike tyd gaan, kan dit so maklik gebeur dat jy jou wonde lek en dat jy handdoek ingooi en sê, ag arme ek, daar kan die blydskap en vreugde in my lewe wees nie. Maar dis juis wanneer jy deur moeilike tye gaan, wanneer jy worstel met die praktyk van die lewe, dat jy by die voete van die Here Jesus moet gaan sit en vir die Here sal sê, Here, dat die Gees van God my lewe bepaal, my gedrag bepaal, sodat daar vreugde en blydskap in my lewe kan wees, al gaan ek deur 'n moeilike tyd. Here, ek weet U is God, ek weet U is in beheer, en ek weet niks sal my van U liefde kan skei nie. Ek wonder wat daardie nag in Handelinge 16 sou gebeur het, as Paulus en Silas hulle wonde gelek het en nie die boodskap geleef het nie. Ek weet, die medegevangenes sou nie tot bekering gekom het nie, ook nie die tronkbewaarder nie, en ook sou die gemeente in Filippi nie so gegroei het nie. Ek wonder wat sal gebeur as ek en jy die boodskap leef. Ag, ek dink ek weet wat gaan gebeur. Die fondamente van Bonnievale sal skud. Die fondamente van Suid-Afrika sal skud as Christene besef, hulle lewe dra die boodskap wie God is en dat hy in beheer is. Ek en jy het nie net 'n boodskap om te verkondig nie. Ek en jy is die boodskap. Ek en jy het nie net 'n boodskap van hoop om te verkondig nie. Ek en jy is die boodskap van hoop in 'n corona besoedelde wêreld wat skynbaar op die punt staan om hoop te verloor. Amen. Hemelse Vader, ons bely vanoggend voor U dat ons so maklik ons binnekamer losmaak van die praktyk van die lewe. En dat ons in die praktyk van die lewe nie gaan leef vanuit ons ontmoeting met U nie. Dat ons in ons binnekamer lofliedere sing, maar in die praktyk van die lewe, ook wanneer ons dalk swaar kry, dat ons met hangskouers leef.
en op die ouend die boodskap leef, dat U God is, en dat U by ons is nie. Dankie Here, dat U ons vanoggend kom oproep, om so te leef, dat die wêreld in moeilike en in goeie tye, in ons lewe sal sien, wie U is, hoe U koninkryk werk, dat U God in beheer is. Here, ons wil 'n lewe leef, wat die boodskap dra, dat U God is. Amen. Liewe vriend, die Here stuur jou hierdie week die wêreld in, om die boodskap te gaan leef. En daartoe wil hy jou toerus met sy seun. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die troue gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees. Tot omhelsing.